So, baie welkom vanoggend. Ons wil herinner dat vir die van ons begin om die notas te lees. Daar is groot druk notas op die tafel agter. Jy hoef nie nou op te staan nie, maar in die vervolg as jy inkom, gryp maar net enetjie soos wat jy verbygaan. En dit is beskikbaar vir die wat se brille so 'n bietjie 'n toets kort of so. En so baie welkom. En ons is vandag in die tweede van 'n reeks boodskappe oor hoop. En die feit dat hoop 'n naam het. En vandag praat ons oor 5 woorde van vryheid, maar ek wil vir julle sê ek het soveel pret gehad die afgelope week. Ek het 'n WhatsApp image uitgestuur en op Facebook het gesit, so hangman blokkies raaisel tipe bedryf. En julle sal nie glo hoe het mense my ge-SMS en ge-WhatsApp en probeer raai wat die woorde was nie. Die beste wat ons gekry het was 2 uit 5. En een van die redes is, ek het by een van die woorde 1 streepie te min gehad. So dit het jou dalk waarskynlik so 'n bietjie die mekaar gehad, maar as jy SMS taal tik, dan sou jy in elk geval, en spelling deesdae met SMS taal is nie, maar in elk geval, gaan nou nie verskonings maak nie, dit was groot pret. So vanoggend gaan jy jou 5 woorde kry, en ek weet daar's van julle wat by die diens is net daarvoor, want jy het slapelose nagte gehad oor hierdie mannetjie wat besig is om te hang, en sy woorde wat nie ingevul is nie, want ek weet van julle is blokkies raaisel freaks. Maar ek bly vir jou, so kom ons geniet vanoggend. Ek gaan begin deur 'n paar algemene vrae te vra, en ek hoop jy werk saam. Ek wil begin deur te vra, wie van julle is gebore voor 1994? Okay, kom ons kyk, wie het matriek geskryf voor 1994? Bietjie minder hande. Die res van julle dra julle jare dan goed, hè? So, hier's 'n paar wat vir my lyk of hulle dalk nog voor my matriek geskryf het, maar die hand werk nie so lekker nie. Nou onthou jy in skool, nee, as juffrou 'n vraag vra, dan maak jy so. Nou deesdae hoor ek by shows, as jy 'n vraag wil vra, sit jy die ligte af en dan sê jy vir almal antwoord met jou foon, sit die liggie aan en af. Okay, ons is nie daar nie, ons het lig. En so ja, die rede hoekom ek daai vraag gevra het, is net 94 is ons daai skeidslyn in ons land se geskiedenis van toe apartheid en al die dinge, is in elk geval, van nie vandag politiek praat nie, maar eintlik wou ek net jou hand begin toets, want ek wil eintlik uitkom by 'n paar dieper vrae. En ek het so 'n idee dat as ek hierdie vrae begin vra, gaan 'n paar van ons nie so graag ons hande wil opsteek nie. So, as jy nie jou hand opsteek nie, die Here sien in jou hart. En die vrae is in elk geval net vir jou, en jy hoef nie jou hand op te steek nie, maar ek wil hulle in elk geval vra. Die eerste vraag is, wie hier het twyfel oor jou toekoms? En wat vir jou voorlê? Ek weet ons jong mense het. Eksamen lê voor die draai, jy weet nie eens wie die eksamen gaan deurkom nie. En sterkte vir al die jong mense wat eksamen begin, vir al ons matrieks. Ons dink aan julle en ons bid vir julle, en ek bid spesifiek vir die ouers, want ek dink ouers skryf harder eksamen as wat kinders doen. So, wie het twyfel oor sy toekoms? Of, wie hier is onseker oor hierdie hele Jesus ding? Almal praat dit, jou ma het jou groot gemaak, jou pa het jou groot gemaak, almal het dit gesê, maar hoe meer jy na die wêreld kyk, hoe meer voel jy, erns in my is daar iets wat sê, is hierdie ding reël? Is dit regtig? Staan, hoekom lyk dinge soos dit lyk? Wie hier het onlangs verlies erf, en ek praat nie nou van verlies van iemand wat jy geken het, vir wie jy lief was, is nie meer daar nie. Wie hier is onlangs geraak deur kanker? Iemand in jou familie, dalk jouself, stoei tans met 'n terminale siekte. Ek weet as ek vir jou moet vra, wie hier is al ooit in sy lewe geraak deur kanker, sal almal hulle hande opsteek. Want almal van ons ken iemand. Nou hierdie is die tipe vraag wat ons laasweek na gekyk het. Waar ons gesê het, Jesus is ons hoop, hy is ons anker, ten spyte van ons omstandighede. Maar die vraag waarby ek vandag wil stil staan, is hierdie een. En niemand hier gaan hande opsteek vir hierdie vraag nie. Wie hier is skaam of gefrustreerd
oor 'n besluit of besluite en die gevolge daarvan. Daai besluit wat jy onlangs geneem het. Daai fout wat jy gemaak het. Daai ding wat nou by jou spook. 'n Party van ons het besluite dalk lank terug in die lewe geneem. En daai gevolge spook nou nog by jou. Ons gaan vanoggend bietjie stil staan by hierdie een. En ons gaan vanoggend praat oor die feit dat Jesus is die hoop selfs in daai omstandighede. Soos ek gesê het in die eerste boodskap het ons gekyk na God is die God van my omstandighede. Hy gee hoop ten spyte van my omstandighede. Hy is die anker. Jesus is die rots waarop ek kan staan. Hy is die kern. Hy hoop het 'n naam en daai naam is Jesus. En ek het nog so groot klip opgetel laas week en 'n paar mense het na die tyd kom voel hy is genuine swaar. Ek het nie aangesit nie. So vandag is die fokus nie hoop ten spyte van omstandighede nie. Vandag is die fokus hoop in my standighede. Sien, my standighede is iets anders as omstandighede. Omstandighede is iets wat met jou gebeur en jy het nie verskriklik baie beheer daaroor nie. My standighede het ek totale beheer oor. Dis omstandighede wat bestaan want ek het dit geskep. Ek het die verkeerde keuses gemaak. Ek het die verkeerde afdraai gevat. Ek wil net gou kyk wie hier. Okay, die mans gaan weer nie hulle hande opsteek nie, so ek sal namens al die mans en vrouens wat te skaam is hande opsteek. Wie hier het al nie geluister vir die persoon wat langs jou sit in die kar nie en die verkeerde afdraai gevat? Wie hier het al gedink jy slimmer as die GPS? Wie hier was al reg en die GPS was verkeerd? Okay. Dis 'n rede hoekom 'n GPS 'n vrou se stem het. Sies, daai was baie lelik. Ek is nie 'n chauvinist nie, dis net 'n grappie. En ek weet jy kan ander stemme kry vir jou GPS en ek weet jy kan dat een of ander sportster vir jou vloek of Robbie Wessels vir jou die leeuloop doen terwyl jy na die GPS luister. Maar in elk geval, die punt is ons almal maak verkeerde keuses. En miskien is jy nou daar en as jy nou daar is hierdie boodskap vir jou en as jy nie nou daar is nie, luister in elk geval want daar's 'n groot kans dat jy daar gaan kom op 'n stadium. So, dis die fokus van vandag. En as ek praat van verkeerde keuses, praat ek nie van ligte goedjies nie. Ek praat nie van jy die verkeerde blouse gekies of die verkeerde broek en jou vrou is kwaad vir jou want hoekom lyk jy nou so vanoggend nie. Dis nie die een wat ek van praat nie. Ek praat hier van groot besluite, daai besluite wat jou terughou, wat keer dat jy vorentoe gaan, daai besluite wat die duiwel jou heeltyd aan herinner, wat jou weghou van God af, wat jou laat skuldig voel, wat jou slapelose nagte gee, dit wat by jou spook, daai besluit waaroor die duiwel jou uit aan die begin het hy vir jou gesê, voor jy dit gedoen het die duiwel vir jou gesê, ag is nie so erg nie. Wie gaan weet? Almal doen dit. Of die klassieke een, dit gaan tog niemand seermaak nie. En dan, die oomblik toe jy ingegee het, dieselfde duiwel wat vir jou gesê het, dis alright, begin dan iets anders sê. Hy begin deur vir jou te sê, dit was dom. Dit was 'n bietjie dom. En dan vra hy vir jou, wat het jy gedink? Het jy gedink, niemand gaan uitvind nie? Almal weet klaar, of die duiwel sê vir jou, jy's die slegste Christen op aarde, of nog erger, God is teleurgesteld in jou. Sies, hoe kon jy? En baie keer dan voel ons asof ons in 'n pinballmasjien is in die lewe en jy's vasgevang tussen hierdie twee stemme van die duiwel. Dis soos daai flippers wat jou so op en af gooi. Jy voel so rondgegooi. Die Bybel sê vir jou, "Hoekom nie dit doen nie?" En dan sê hy vir jou, "Sies, hoekom het jy dit gedoen?" En dan sê hy vir jou, "Hoekom nie? Draai hierdie." En dan doen jy dit, dan sê hy, "Sies." En dan ding ding ding, jy die haai skor. In hierdie game voel jy rondgegooi. Jy voel so vasgedraai in die gevolge van jou eie keuses. En dan op 'n dag, dan loop jy jou vas in die gevolge van daai keuses. En dit kom uit. En die wêreld weet. Ons lees van so iemand in die boek Johannes.
Al 'n paar keer van hierdie vrou se storie gehoor en ek het al 'n paar boodskappe daar uitgehaal, maar dis die amazing ding van die Bybel. Elke sin het 8 preke in. Hier sê hy. Johannes 8 vers 2 tot 11, dis op jou preeknotas, jy kan dit by die huis gaan lees. Dis 'n amazing stuk. Teen dagbreek die volgende oggend het Jesus weer na die tempel toe gekom en die hele volk het na hom toe gestroom. Hy het gaan sit en hulle onderrig. Nou moet julle verstaan, dis 'n oggend soos vandag. Dis kerk, almal is by mekaar, dis 'n klomp heilige mense, dis mense wat groot is op die Here en op hierdie Here ding en dan gebeur dit dat die volgende gebeur, die skrifkenners en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op die daad van oorspel betrap is. Met ander woorde, hulle het nie gehoor nie, dis nie 'n roemer nie, iemand het ingestap, hulle was besig, dit was nie 'n mooi gesig nie, en hulle het geweet, nou moet ons wag tot dit tyd is vir die sinagoge, so die hele res van die week, na dit gebeur het, na dit uitgevind is, het die hele dorp geskinder en gesê, Sondag of Saterdag by die sinagoge gaan daar iets huge gebeur. Almal moet daar wees. Dit gaan amazing wees. Ons het hier gaan 'n dag en 'n ding gebeur. Die plek was waarskynlik gepak gewees met mense. En hierdie vrou staan tussen almal. En hulle sê vir Jesus, leermeester, hierdie vrou was betrap terwyl sy besig was met 'n daad van oorspel. En dan 'n trap. Moses het in die wet aan ons 'n opdrag gegee om sulke vroue te stenig. Maar wat sê u daaroor? En dan sê die skrywer, hierdie is 'n trap. Dit het hulle net gesê om hom te toets, sodat hulle iets kon kry om hom egter aan te kla. Jesus het egter afgebuk en met sy vinger op die grond geskryf. Nou baie mense het al gewonder wat het Jesus op die grond geskryf, daar in die sand. Party mense sê hy het daai fariseërs en skrifgeleerdes se sondes neergeskryf in die sand. Want hy weet, die Bybel sê hy weet wat in ons gedagtes aangaan. Selfs in die evangelie staan daar Jesus het geweet wat in mense se gedagtes aangaan. So hy skryf in die grond met sy vinger. Ek dink dit moet verskriklik gewees het. Jy dink jy gaan hierdie ou vasvra. Jy's nou oortuig Jesus is in die moeilikheid en Jesus Hy teken prentjies in die grond en is glad nie vir hom 'n tens oomblik nie. Maar dis tens. Moses was huge. Hy was die grootste in die Joodse geloof. Was daar niemand groter as Moses. Jy het nie gestry met Moses nie. Moses was baas. En Jesus skryf met sy vinger in die grond en hy's glad nie gepla nie. Imagine hoe moes daai vrou gevoel het. As jy weet, dit waarmee jy uitgevang is, hulle gaan jou met klippe doodgooi. Vandat jy so groot was, het jy dit gesien gebeur. Wanneer 'n vrou gevang word en sy het gedoen wat hierdie vrou gedoen het die hele dorp gestaan en kyk en saam klippe gegooi. En sy's uitgevang. En ons kan nou baie maklik sê sis en whatever, en as jy die omstandighede van die tyd ken en jy verstaan dat vrouens wat nie mans het nie iemand gehad wat vir hulle gesorg het nie en waarskynlik het 'n klomp van hulle moes dit doen om kos op die tafel te sit. Dit was die enigste manier want vrouens mag nie gewerk het nie en 110 ander goed. Dit was verskriklik in Jesus se tyd om 'n vrou te wees en jy's nie getroud nie of jy het nie 'n man of 'n oupa of 'n pa of iemand wat vir jou sorg nie. So dis baie maklik vir ons om te judge. Maar toe hulle aanhou vra, want nou sê hulle, kom Jesus, kom, antwoord. Het Jesus regop gestaan en gesê, laat die een onder julle wat sondeloos is, die eerste een wees wat 'n klip na haar toe gooi. Nadat hulle dit gehoor het hulle een vir een begin weggaan. Eerste die familiehoofde, ander woorde die ringkoppe. Die ouens het gedink dat hulle is mean en hulle is daar en hulle gaan die hardste en die grootste klippe gooi. Hulle het eerste geloop. En Jesus is alleen agtergelaat terwyl die vrou nog in hulle midde staan. En nou, einde van die prentjie. Dis net Jesus en hierdie vrou. Baie keer voel ons so, as dit net jy en die duiwel was, en
daai ding het verkeerd gegaan, of jy die verkeerde afdraai gemaak, of verkeerde keuse gemaak, en partykeer is die duiwel nie eens betrokke nie, partykeer het jy net die verkeerde keuse gemaak in jou besigheid, of in jou boerdery, jy het die verkeerde ding geplant, of die regte ding geplant, en dit het nie uitgewerk nie, of wat ook al, en jy het in jou besigheid 'n besluit geneem, wat jy nie moes geneem het nie, het iemand aangestel, en jy het nie heeltemal vir die Here geluister nie, en hierdie persoon het nou jou skade berokken, of wat ook al, of jy het in 'n vennootskap ingegaan, en dit het nie uitgewerk nie, of wat ook al, dis net die lewe het gebeur, maar jy het 'n klomp keuses gemaak binne daai, so jy kan nie regtig die lewe blameer nie, jy het die keuses gemaak. En hierdie vrou is in daai situasie, sy het 'n klomp keuses gemaak in haar lewe, en sy staan alleen voor Jesus, en Jesus het gesê, almal wat nie sonde het nie, moet gaan. En toe Jesus weer oorheen kom, het hy vir haar gesê, vrou, waar is hulle heen? Het niemand jou veroordeel nie? Nou moes ek gedink het, as almal weg is, en almal is sonder sonde, of almal wat sonder sonde is, het agtergebly, beteken dit daar's nog iemand wat kan klippe gooi, en dis hierdie ou. En sy het geantwoord, niemand nie, meneer. En Jesus sê vir haar, ook ek veroordeel jou nie. Gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen. En hierdie gedeelte, kry ons 5 woorde van vryheid, hulle word nie spesifiek genoem nie, dit is goed wat gebeur binne die situasie, en wat ek vanoggend oor wil praat, wanneer jy in so 'n situasie is, die eerste een is spyt. Want sien, daar's 'n spreekwoord wat ons in Afrikaans het, en ons sê dat spyt is altyd te laat. By die Here is daar net een keer wanneer spyt te laat is, as jy klaar dood is. Tot dan is spyt betyds. Want jy kan vra, vergewe. So hierdie vrou het waarskynlik spyt gevoel, en almal van ons het waarskynlik al iets gedoen wat jy voel, ek is 'n bietjie spyt. Ek is jammer ek het dit gedoen, dit was nie lekker nie, en dan voel dit vir jou as jy in 'n vertrek instap, almal weet, almal kyk vir jou. Niemand weet nie, niemand kyk vir jou nie, maar dit voel vir jou. Of almal weet wat het gebeur gisterand, of almal weet wat het gebeur daar, en so. Voel of die wêreld vir jou kyk. En jy spyt oor wat jy gedoen het, sy het so gevoel. En as jy nie vanoggend hier is, en jy voel spyt oor een of ander keuse wat jy gemaak het nie, dan wil ek vir jou sê, ek is jammer, maar dan moet jy pas op, dat jy nie soos die fariseërs is nie. Want ons doen dit ook. As jy weet van iemand wat so is, dan is jy een van die ouens wat reg staan met die klippe. En ek wil vanoggend vir jou sê, die boodskap gaan nie vanoggend oor die moenie klippe gooi nie, maar ek wil dit net sê, ons almal se huise is van glas. Moenie klippe gooi nie. Want môre is dit jy. Ek sien in die week, sit iemand 'n prentjie op Facebook, van daai icon wanneer jy messages het op jou foon, en dan staan daar, wanneer ander mense jou nodig het, en dan is daar 25 of 30 of 35 boodskappe op jou foon, wat wag vir jou, want hulle het jou nodig. En die volgende prentjie is, wanneer jy ander nodig het, en dan daai icon, 0 messages. Sien, dis waar hierdie vrou was. Sy het hope mense gehad met messages wat vir haar sê, sies. Maar niemand het vir haar gesê, kan ek help? Kan ek daar wees? Maar Jesus staan in daai vertrek, en hy weet, hy het gekom vir sondaars, en hy weet dat almal in daai vertrek is sondaars, en almal in daai vertrek het hom nodig. So hulle loop weg, en sy staan daar, en sy spyt. En ek wil vir jou sê, dis die eerste woord, die eerste gevoel, die eerste ding wat met jou kan gebeur, op jou pad na bevryding, op jou pad na hoop, hoop wat jy net by Jesus kan kry. Die eerste ding is, ek en jy moet soos hierdie vrou, sy is uitgevang, en vandat sy uitgevang is, totdat sy daar gekom het, moes een van die goed gewees het, wat sy gevoel het, was spyt. Nie spyt, sy is uitgevang nie.
Daai is nie die regte soort spyt nie. Spyt dat sy dit gedoen het. En nou die tweede woord. Terugbetaal. Hier staan sy alleen voor Jesus. Ergens en haar moes sy besef het, hierdie prys moet betaal word. Ek het sonde gedoen, die wet van Moses sê, dis die gevolg. Net so by the way. Weet jy wat, dat daar nog 'n ding is in die Ou Testament wat dieselfde straf dra? As jy jou ouers vloek, of opstandig is teenoor jou ouers, mag jy gestenig word. Ek dink al die stoele sou leeg gewees het, want almal van ons voel soms so oor ons ouers, maar in elk geval hierdie vrou moes besef, ek sonde, ek prys. Iemand gaan dit betaal. Die twak was geboek gewees. Sy het dit geweet. Kinders of nie kinders nie, ons weet nie of sy kinders gehad het nie, ons weet nie wat haar omstandighede wat nie, ons weet net, daai dag het sy gedink, is haar laaste dag. En daai prys, hier staan sy voor Jesus, en al die ander mense is weg, maar die prys is nog nie betaal nie. En wat sê Jesus, in plaas van om 'n klip op te tel, in plaas van om haar te begin gooi, sê Jesus, ek veroordeel jou nie. Dis die mees bevrydende gedagte. Want wanneer ons droog maak, wanneer jy vir daai stemmetjie geluister het vir die duiwel wat vir jou gesê het, hoekom nie, traai dit, niemand gaan weet nie, wanneer jy dit klaar gedoen het, wanneer jy droog gemaak het, is die eerste ding wat jy doen, voor enigiemand anders uitvind, is jy voel soos 'n brood. Jy voel so dom, so stupid. Hoe kon ek dit gedoen het? Ek het geweet dis nie reg nie. Ek het geweet dit gaan nie werk nie. Ek het geweet dis nie goed nie. Ek het geweet geweet is nie goed vir my huwelik nie. Ek het geweet dit gaan nie goed gaan met my besigheid as ek dit doen nie. Ek het geweet ek het geweet ek vat 'n kans. En in plaas van dat die Here jou nog slegter laat voel in daai omstandighede, in plaas van dat hy soos jou vriende of soos jou familie of soos jou dalk selfs jou huweliksmaat, in plaas van dat hy sy rug op jou draai, sê die Here, ek veroordeel jou nie. By my is daar nie oordeel nie, sê die Here. Maar hoekom sê hy dit? Want die prys is daar en die prys moet betaal word. Wie gaan die prys terugbetaal? As jy by die huis kom, wil ek vir jou vra die volgende 2 gedeeltes wat ek vir jou gaan lees. As jy dit nog nie onderstreep het en gehighlight het in jou Bybel nie, ek wil vir jou bevry en vir jou sê die Bybel is nie 'n heilige boek nie. Dis net 'n boek, is net woorde op papier. Dit word heilig wanneer dit deel word van my lewe. Wanneer ek dit begin leef, wanneer dit my lewe verander. Krap in jou Bybel, skryf in jou Bybel, kleur hom in. Merk wanneer die Here vir jou iets sê wat vir jou beteken, dat dit uitstaan, dat jy kan teruggaan daarna toe. En hierdie is so gedeelte, Psalm 103, as jy hom nog nooit raak gelees het nie, hierdie is amazing. Die Here is barmhartig, die Here is genadig, die Here is geduldig, die Here is vol onfeilbare liefde. Al daai goed kan jy nie sê van mense voltyds 100% nie, maar jy kan dit sê van God. Hy sal nie voortdurend aankla of vir altyd kwaad wees nie. Hoor hierdie woorde, hy straf ons nie soos ons sonde verdien nie. Want as jy gestraf was deur die Here soos jou sonde verdien, was ons almal lank al dood. Hy vergeld ons nie volgens ons oortredings nie. Want so ver soos die hemele van die aarde af is, so groot is sy onfeilbare liefde teenoor hulle wat hom dien. So ver soos die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. Besef jy die woorde, die impak hiervan? Dink jouself in daai vrou se posisie in. As sy hierdie woorde moes hoor uit die mond van Jesus wat sê, my liefde, my barmhartigheid, dis onfeilbaar, my genade, ek gaan jou nie oordeel volgens jou sonde nie, ek gaan jou nie straf soos wat jy verdien nie. In plaas daarvan gaan ek dit van jou verwyder. Ek gaan dit wegvat. Sy moet gestenig word. En sy stap weg, sondeloos bevry. Maar ek dink nie ons verstaan die impak van hierdie woorde nie. So,
Ek wil gou, Gerry, waar's jy? Sit jy daar agter somewhere? Ek gaan net vir 'n paar minute vra dat ons die agterste deur toemaak. Ek wil hierdie plek stik donker hê. So moenie skrik nie, ons gaan weer die deur oopmaak en jy gaan weer lig inkom en ek gaan die lig afsit terwyl Gerry die deur toemaak en dit gaan 'n bietjie raas. Johan sê net die volume so bietjie opsit terwyl Gerry die deur toemaak want dit gaan raas. Wil ek jou die agtergrond gee van wat ek jou wil wys. Sodat jy kan besef dat God ons kan help vandag besef wat beteken daai vers wanneer hy sê so ver soos die ooste van die weste, so ver soos die hemel van die aarde af. Ek wil vir jou iets wys. Dis 'n baie nuwe video. Dis 'n video van die Hubble spysteleskoop. Hy het op 5 Januarie hierdie jaar het hy iets teruggestuur aarde toe. Ek gaan die al die ligte afsit. Right, okay. Dis nou nie stuk donker nie. Right. 5 Januarie hierdie jaar het hy 'n klomp foto's teruggestuur aarde toe van Andromeda. Nou dis die naaste sterrestelsel aan ons, maar hy's nog steeds 'n bietjie ver, net 2 miljoen ligjare ver. Nou dis baie ver. En hy het hierdie foto's geneem. 416 foto's. En is net 'n gedeelte van die sterrestelsel. Dis nie die hele sterrestelsel nie. En in daai gedeeltetjie van die sterrestelsel, moet dit nie probeer tel nie, dis 100 miljoen sterre. Nou ek het gaan uitwerk, om te tel tot by 1 miljoen, sê Google, as jy non-stop tel, sonder om te rus, sonder om te slaap, om te tel tot by 1 miljoen, sal jou 70 ure vat. So om te tel tot by 100 miljoen, jy gaan 'n rukkie vandag in die kerk wees. 225 dae, 226 dae, as my wiskunde reg is. So moenie dit probeer tel nie. En terwyl jy dit kyk, onthou Jesus se woorde, jou sonde, daai ding waaroor jy skuldig voel, daai ding wat maak dat jy dalk vanoggend hier sit en voel of jy hoop verloor het. Onthou die Here het gesê sy liefde is so groot soos die aarde van die hemel af is, so hoog. Onthou hy het gesê hy vat jou sonde so ver soos die ooste van die weste af is. Kom ek gee jou net 'n bietjie van 'n verstaan van wat dit beteken.
Gerrie, kom maar oopmaak. En ek en jy dink, dat as jy na 'n foto kyk van die sterre, hy is 'n bietjie swak geneem. Hy is so dof, want daar is so baie ander sterre wat jy nie kan sien nie. En daai is een sterrestelsel van duisende sterrestelsels wat ons al van weet. Met al die tegnologie tot ons beskikking, weet ons nog nie hoe groot is die heelal nie. Weet ons nog nie die afstand tussen die aarde en die hemel nie. Weet ons nog nie die afstand tussen oos en wes nie. Dis groter en verder as wat ek en jy ooit sal kan besef, of wat ons klein menslike breintjies ooit sal kan verstaan. Maar die een ding wat ek hoop jy vanoggend verstaan, en al is dit al wat jy huis toe vat, is as jy op 'n plek is in jou lewe waar jy voel genoeg is genoeg, en jy droog gemaak, en jy het al hierdie goed, al hierdie bagasie wat jy saam met jou dra, sê die Here vir jou, daai spyt kan ek wegvat. Daai straf is betaal, hou op om jouself so te slaan. Binne sommige katolieke tradisies het hulle selfs die gebruik, dat 'n man of 'n priester sal sy hemp uittrek, en hy sal 'n sweep vat, en hy sal homself bebloedslaan op sy rug, oor die sonde wat hy doen. So onnodig, want kyk wat staan in die tweede gedeelte in die Nuwe Testament, en ek is seker, dis 'n vers wat jy perfek kan aanhaal, wanneer die duiwel jou weer aankla, en jy voel of jy vasgevang is in daai pinballmasjien. Hoor wat staan daar, 1 Petrus 2 vers 24, hy, dit is Jesus, het self ons sonde in sy liggaam aan die kruis gedra. Daai is groter as al daai sterre. Daai kruis het hy jou sonde aangedra, en so is ek en jy nou vry van sonde. Nou kan ons lewe, omdat God ons verhouding met hom herstel het. Spyt, terugbetaal. Maar nou is die vraag, jy, wat gaan dit aan jou doen? Want sien, Jesus het daar nie gespot nie, hy kon allerlei lelike woorde haar toegesnou het, wat ons op badkamermure geskryf het toe ons kinders was, of wat jou badkamersmure gelees het toe jy 'n kind was, wel in elk geval ek het, en Nigel. Jesus skryf nie daai woorde nie, hy los nie telefoonnommers en adresse nie. En hy spog ook nie oor hoe grand hy is en hoe amazing hy is, en Jesus, het jy gesien, een sinnetjie en almal hardloop weg, ek is awesome. Jesus doen nie dit nie. Hy spreek haar net aan met hierdie woorde. Gaan en moet van nou af nie meer sonde doen nie. As jy die ou vertaling ken, sê jy weet, dis eintlik 5 woorde. Nog 5 woorde. Gaan en sondig nie meer. En die Here kom en hy sê vir haar, dis al. En sien, die probleem is ek en jy as mens, ons verwar hierdie twee konsepte van betaal en bekeer. Nee, ons dink, omdat Jesus gesterf het vir my sonde, moet ek aanhou om terug te betaal vir wat Jesus vir my gedoen het. En nou leef ek onder hierdie verpligting, en die Here kyk vir my, en hy staan met 'n sweep, en as ek net een ding verkeerd doen, dan gaan hy vir my voeter. En jou hele lewe is hierdie performance, en dis hoekom jy dalk, nou voel jy het vanoggend gesien, hier's olie gebring vir hierdie kriekedag en jy het nie olie gebring nie, maar volgende week gaan jy bring, want jy moet bring, want as jy nie jou deel doen nie, die Here werk nie so nie. Die Here werk nie so nie. Die prys is betaal. Sien, bekering is 'n totale ander konsep. Bekering beteken ek verander die manier wat ek lewe, want ek staan in 'n ander verhouding tot die Here. Die Here het my nuut gemaak, ek is sy kind. My kinders doen nie wat hulle doen, hopelik, net vir hulle sakgeld of net omdat hulle vir my bang is nie. Dalk is dit gedeelte van die motivering, maar hopelik wanneer my dogtertjie op 'n Saterdagoggend vir my ontbyt bring in die bed, dan is dit nie omdat sy iets soeks nie, dis net omdat sy sê, ek's lief vir jou, ek wil, dis lekker, geniet dit pappa. En dan sit sy op die kant van die bed en dan kyk sy as jy daai eerste hap vat, net om te sien of jy dit geniet. As jy dit geniet, dan gaan sy aan, is dit reg. Sien, dis hoe dit werk.
Wanneer ek myself bekeer van 'n lewe wat ek gehad het na 'n nuwe lewe, dan sê die Here, nou leef ek anders en ek doen anders, nie omdat ek skuldig voel nie, nie omdat ek bang is vir pak slaan nie, ek leef anders en ek doen anders, want Jesus het my vrygespreek. Maar ongelukkig beteken dit nie dat die aardse gevolge van jou sonde en jou foute verdwyn nie. As jy dronk was en jy het iemand doodgery, gaan hy nie lewendig word want jy vra vir die Here om verskoning nie. As jy 'n verkeerde besluit gemaak het in jou besigheid en jou ontvanger klop aan jou deur en hy sê vir jou, Boeta, jy het moeilikheid, dan het jy moeilikheid. Die Here kan jou vergewe, want jou moeilikheid is jou moeilikheid. Die Here sal jou dra en die Here sal jou help, en as jy weet hoe die Here jou gaan dra en jou gaan deur daai omstandighede, luister na vanoggend en luister na laas Sondag se boodskap. Die Here is daar vir jou, maar die gevolge gaan daar wees. Maar jy kan ophou om jouself te slaan en te laat skuldig voel. Jy's vergewe. Maar ons as mense sukkel om daai ding te doen. Ons sukkel om so te leef. Ons sukkel om te besef wat is die impak. Al het ek vir die video gewys, al draai jy 'n kruisie om jou nek, leef baie van ons onder hierdie verpligting, hierdie wet van ons sukkel. So nou die 4de woord, die een wat ek die lettertjie uitgelos het. Aanvaar. Aanvaar wat Jesus vir jou gedoen het. Aanvaar dat hy vir jou aan 'n kruis gesterf het. Aanvaar dat hy jou sonde vergeef het. Begin anders dink oor wie jy is en hoe jy leef. Kom ek vertel jou wie jy is. Jy's nie meer 'n sondaar nie. Jy het nie meer nodig om te sukkel met skuldgevoelens nie. Die prys is betaal. Jou nuwe identiteit is jy's kind van God. Jy's vergewe, jy's vrygespreek. Dis jou identiteit, aanvaar dit, glo dit, leef dit. En nou omdat jy dit weet, leef jy dit, want jy aanvaar dat God se manier is beter as jou manier. Die feit dat jy spyt voel, die feit dat jy voor die Here staan en sê, Here help, is die bewys dat wanneer jy oorgelaat word om die keuses te maak, dan maak ons droog. God se manier is beter. Dis nie beter nie, dis die beste vir my en vir jou. Aanvaar dit net, en daarom 5de woord, baie eenvoudig, leef. Gaan leef met hoop. Gaan daar buite en al het jy droog gemaak en al leef jy die gevolge van jou sonde en al skryf die koerante daaroor, al draai mense by die skool of by die werk hulle rug op jou, al moet jy gaan vir huweliksberading want jy twak aangejaag in jou huwelik, al moet jy rehab toe gaan want jy dwelms gebruik of jy's vasgedraai en jy's 'n alkoholist, of al moet jy by die ontvanger gaan please explain en afbetaal en al moet jy na jou baas toe gaan en sê ek het geld by jou gesteel en ek is jammer en ek gaan dit terugbetaal, wat ook al, gaan leef met hoop. Want die Here veroordeel jou nie vir daai goed nie. Hy het vergewe jou. Jy hoef nie daai las te dra nie. Want hoop is nie, ek hoop dit gaan môre beter gaan by die werk nie. Ons het laas Sondag daaroor gepraat. Hoop is, ek hoop in Jesus dat môre by die werk gaan goed gaan, want Jesus is by my. Dis totaal iets anders. En is dieselfde wanneer ek vasgedraai is in sonde of die gevolge van my besluite, in my standighede. Hoor wat sê Micha 7 vers 8. Ek dink die vrou moes dit op haar bors geplak het, sy moes dit vir almal geskree het. Nadat Jesus vir haar gesê het, jy's vergewe, ek spreek jou vry, gaan sondig nie meer nie, ek gaan jou nie veroordeel nie. Hoor wat sê Micha 7 vers 8, my vyande, partykeer wil jy dit skree vir die kinders by die skool, wat skeef vir jou kyk, my vyande, julle moenie julle oor my verlekker nie, ek het geval, maar ek sal weer opstaan, al sit ek nou in duisternis, die Here is 'n lig en 'n hoop vir my. Hoop. Die Here wil dit vir jou gee vandag, ten spyte van jou mystandighede. Daai omstandighede wat daar is, want jy het dit geskep. Jy het foute gemaak. En daai hoop lê in 5 woorde. Spyt. Wat nooit te laat is nie, totdat jy doodgaan. Wees spyt en kom na die Here toe en sê, kom ons sort dit uit.
En dan gaan jy besef, maar dis betaal. Dis terugbetaal. En jy kan jou bekeer, jy kan wegdraai van dit, gaan weg en sondig nie meer nie. En jy kan aanvaar dat Jesus sê, ek het gesterf daarvoor, dis weg, dis klaar. En jy kan anders gaan leef met hoop. En ek hoop dat die Here jou daai hoop gee. En sy nota, ek hoop nie dat jy een van daai fariseërs is ooit nie. Ooit nie. Dat jy nooit in jou lewe na iemand toe sal loop en sal sê, sies, of dit net sal dink nie. Ek gee nie om wat hulle gedoen het nie. Want ek beloof jou, as ons 'n film moes kyk van jou lewe, gaan ek meer as een keer sê, sies. As ek menslik daarna kyk. Begin ander mense sien soos God jou sien. Iemand wat hoop nodig het, wat vergifnis nodig het. Iemand wat nodig het dat mense langs jou staan, eerder as dat hulle vir jou met klippe gooi. Mag ek en jy luister na hierdie woorde van Jesus. Mag ek en jy hoop hê. Mag ek en jy getrou wees aan die feit dat ons sê, ek gaan en sondig nie meer nie. As jy hier sit sonder hoop, daar is hoop. As jy hier sit in daai tipe omstandighede, daar's bevryding. Jy hoef nie. Ek weet die wêreld kyk skeef vir jou en ek weet jy voel almal weet. Maak nie saak wie weet nie. Die vraag is, weet God? En ja, hy weet, maar het jy al met hom daaroor gepraat? Maak die jou oë. Here, hier sit dalk vandag iemand wat nie hoop het nie, want hulle het nog nooit gesê, Here Jesus, hier is ek, hier is my lewe nie. Al wat hulle het is hierdie pak sondes wat hulle met hulle self saamsleep, hierdie klomp veroordeling en skuldgevoelens, want hulle het al so klomp goed in hulle lewe gedoen, en Here, daar's waarskynlik iemand hier wat sê, maar ek het al soveel keer kerk toe gaan, ek het my al laat doop, of ek het al soveel geld vir die kerk gegee, of ek het al soveel dinge gedoen, om ergens te probeer betaal vir die twak wat ek aangejaag het in my lewe. Here, vanoggend gee U vir daardie mense hoop, en as dit jy is, wil ek vir jou vra, om nou saam met my te bid, en as jy droog gemaak het, en jy het slegte besluite geneem, en jy leef die gevolge van daai probleme, en daai besluite, die Here sê hy saam met jou in daai besluit, maar die Here sê hou op om jouself te veroordeel, hou op om jouself te slaan, en hou op om toe te laat dat ander mense dit met jou doen, want hulle is self vol sonde, en hulle mag nie dit doen nie. Die Here wil jou vergewe, hy wil jou vry maak. So ek wil vir jou vra om saam met my te bid. Net daar waar jy sit, in jou gedagtes, in jou hart, spreek hierdie woorde, Here Jesus, dankie dat U my hoop is. Dankie dat U my nie veroordeel nie. Dankie dat U my nie straf volgens my sonde nie. Dankie vir U liefde. Dankie vir U genade. Here, vergewe my sonde. Vergewe my swak besluite. Here, dankie dat ek kan weet dat nou, nadat ek dit gevra het, dat U dit van my weggevat, so ver soos die ooste van die weste af is, en dis vrek ver. Here, dankie dat ek kan weet, dat U my so lief het, soos die afstand tussen die hemel en die aarde, en daai afstand is, so ver ons weet, oneindig. Dankie, Here. Here, ek aanvaar U vergifnis. Here, ek wil nou anders begin lewe, nie om U guns te verdien nie, maar om dankie te sê. Here, ek gaan anders lewe, want U manier is beter. Here, ek gaan anders lewe, want U manier is die beste vir my. Here, help my deur die gevolge van my besluite, om die twak uit te sorteer wat ek veroorsaak het. Here, en beskerm my in die toekoms teen daardie besluite. Here, ons bestraf die duiwel, met kom met versoeking op versoeking. Gee ons die krag om hom te weerstaan.
En as jy nou daardie woorde gebid het, is jy kind van God. Vrygemaak. Here, dankie daarvoor. Ek wil vra dat U sal wees saam met elke mens hier, die wat siek is, maak gesond asseblief, Here. Die wat nie hoop het nie, mag hulle hoop vind by U. Die wat depressief is, mag hulle U leer ken as die lig in die donker gat waarin hulle leef. Here, vir die wat nie weet wat vorentoe nie, wys vir hulle die pad, Here. Ek wil spesifiek bid, Here, vir ons jong mense wat met eksamens begin, ons matrieks veral, Here, wees met hulle in hulle voorbereiding en in die skryf van die vraestelle. Wees met die hele situasie rondom die eksamens met vraestelle wat gesteel word en gemerk moet word en bedrog en al die gemors wat daarmee saamgaan. Here, beskerm ons jong mense daarteen en die gevolge daarvan. Ek wil bid vir ouers wat hulle kinders deur die eksamen moet begelei. Maar Here, in hierdie week wil ek bid vir die mense in ons gemeente wat besighede het. En in ons gemeenskap wat besighede het. Here, dis die einde van die maand. Dis daai betaal ding, daai boeke balanseer ding. Dis wanneer die taai irriteer tref, is wanneer dinge erg is. Wees met hulle elkeen. Wil U gee dat die boeke nie net sal klop nie, maar dat as ons klaar is, die bankbalans nog sal positief wees. En mag elkeen van ons, uit dit wat U vir ons doen, dankie sê.